In die nuus vanaand, misdaadstatistieke vir die 4de kwartaal van die 2024-25 boekjaar toon 'n afname in ernstige misdaad in Gauteng. Vriende, familie en die kunste neem afskeid van die kulturele aktivis en kreatiewe visionêr Rashid Lombard. Goeienaand en welkom by die nuus. Misdaad in Gauteng het in die eerste 3 maande van die jaar met bykans 8% afgeneem. Die Gautengse polisiekommissaris, Tommy Mtombeni, het egter uitgelig dat daar ongeveer 16% meer ontvoerings in die provinsie was. 57% van ontvoerings is aan motorkapings gekoppel. Mtombeni is ingenome met die algemene afname in misdaad in Gauteng. We made progress in a fight against crime by recording a 7.9% decrease, which translates to 8,393 counts on 17 community-reported serious crimes for the 3 months under review. Die kommissaris is verlig oor 'n afname in ernstige misdaad soos moord. Murder was reduced by 10.8%. It is argument, misunderstanding, road rage, provocation, closely followed by robbery. Die voorsitter van die portefeulje-komitee oor gemeenskapsveiligheid sê daar is egter nog ruimte vir verbetering. There are some of the crime categories that are still remaining stubbornly high and which they are of great concern, particularly the crimes that relate to robberies, cash in heist and car jackings. Mtombeni het die polisie geloof dat hy spanning ontlont het in die Zanampilo informele nedersetting in Johannesburg. Polisielede is met klippe bestook deur inwoners tydens 'n betoging teen onwettige mynbedrywighede. Die Wes-Kaapse polisie het 'n imbizo by Vrygrond naby Muizenberg gehou oor die stygende misdaadvlakke in die gebied. Gemeenskapslede het hulle kommer teenoor senior polisielede uitgespreek oor die onlangse toename in moord en bendegeweld. Die imbizo was daarop gefokus om misdaad in Vrygrond naby Muizenberg te bekamp. Die gemeenskap loop deur onder hoë vlakke van dwelmmisbruik en bendegeweld. Net voor Kersfees verlede jaar moes ons gegaan het na die community police forum toe om hulle weg te kry van ons hoek af. Okay. Hulle het weer 'n tek op my familie gesit. Hulle het gedreig om my huis te bom. Ek het hulle teruggedreig because ek kan nie vir Seps Muizenberg vertrou nie. Nie een van hulle is betroubaar nie. Hulle speel 'n dirty game in die community. Ja, ek dink die personeel van die SAP is daar is baie min members wat aan diens is wat effektief kan wees met stop and search waar hulle van hierdie so-called perpetrators kan stop en skud en sien wat hulle in hulle posisie in het, miskien soos gevaarlike wapens en so voort. Gemeenskapsleiers vra dat meer polisiehulpbronne in die gebied ontplooi word. So we're having a high level of murders, more murders than we've ever counted in Vrygrond, and SAPS Muizenberg is just not capacitated to be able to handle all of these. At the moment, I think they have 4 vehicles. Die polisie sê dit word reeds aangespreek. But I think with the recruitment that we are having, we are in the process of addressing those issues. As we know that we cannot address those issues 100% because sometimes you get people that are retiring. As we put on members, others are going. It is the nature of the cycle in terms of the human resourcing building within the community. But we, as a SEPS, we are trying to address that particular thing. With the issue of the non-performance of the members, that one we did not get specific members, but I think we'll address with the management. Die polisie het die samewerking met die Vrygrond gemeenskap bepleit
om bendebedrywighede te bestry. Bendegeweld dra die meeste by tot moordgevalle in die gebied. Corbin August, SAK nuus, Kaapstad. President Cyril Ramaphosa meen betrekkinge tussen Suid-Afrika en die VSA het verbeter na sy besoek aan die Withuis en die kunstenaar Rashid Lombard word rustig gelê. Bly ingeskakel. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se handelsbetrekkinge met die VSA is nou baie beter na sy besoek aan Washington verlede maand. Tydens Ramaphosa se 4 dae lange besoek het hy probeer om bilaterale handelsbetrekkinge te versterk. Die woordvoerder in die presidentskap het die media toegespreek. Meetings are planned for later on in the month where there will be more formal and substantive engagements on what I will call the new trade relationship framework with the US. Being mindful, obviously, that you have that 90-day deadline that you've referenced. Part of the issues that will be discussed will be issues of tariffs, alongside what we see as an excellent opportunity to expand the basket of tradable goods between ourselves and the United States. Whether you have a continuation with respect to the AGOA trade scheme or not, the President and the rest of his administration are optimistic that in the end we will have what will be a mutually beneficial trade relationship with the United States. Magwenya sê Ramaphosa gaan ook die minister van Hoër Onderwys, Dr. Nobugli Nkabane, vra oor haar gedrag verlede week in die parlement. Nkabane het voor die portefeulje komitee oor hoër onderwys verskyn om aanstellings wat sy in die sektor onderwys en opleiding owerheid, oftewel SETA gemaak het, te verduidelik. Die aanstellings het baie kritiek uitgelok en is later teruggetrek. Nkabane se gedrag is egter as onbeskof beskryf. The President has requested that the minister provide him with a detailed report on the decorum and substance of her engagement with Parliament. In this regard, the President will also appreciate a report on the process undertaken to appoint the board members to the SETA, the Sector Education and Training Authorities, that were at the center of the Portfolio Committee's question. The request for the report is in view of the President's expectation that ministers, deputy ministers, and senior executives in the public sector conduct themselves professionally, transparently, and cordially in engaging with Parliament and other accountability structures. Die VSA het weer 'n voorgestelde resolusie in die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad geveto wat 'n onmiddellike permanente skietstilstand in Gaza tot gevolg sou hê. Volgens Washington verdoem die resolusie nie vir Hamas nie en strook dit nie met sy diplomatieke veldtog in Gaza nie. Die VSA is die enigste van die 15 veiligheidsraadslede wat gestem het dat die VN nie kan ingryp in die haglike humanitêre toestand in Gaza nie. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Hierdie was die 5de keer wat die VSA sy veto-reg gebruik het oor die Gaza-oorlog, sedert Hamas ongeveer 1200 mense doodgemaak het op 7 Oktober en 251 as gijslaar geneem het. Washington is toenemend geïsoleer in sy ondersteuning van Israel se optrede in Gaza, waar vernietiging en ellende hoogtyd vier. Bykans 55.000 Palestynse sterftes is bevestig in die gebied, met meer as 125.000 beseer. Meer as 2 miljoen mense staar die dood in die gesig weens hongersnood as gevolg van Israel se versperring van humanitêre hulp. Rather than push forward a resolution that unjustly rewards terrorism, undermines negotiations, and allows Tehran to continue fomenting instability, let's instead demand that Hamas surrender, disarm, and leave Gaza forever. Benewens 'n skietstilstand skryf die resolusie voor dat alle gijslaars vrygelaat, humanitêre hulp onvoorwaardelik ingelaat en noodsaaklike dienste herstel word in Gaza. Europese lande wat ten gunste van die resolusie gestem het opnuut Hamas se 7 Oktober slagting verdoem. The intolerable situation in Gaza
needs to end. We are determined to see an end to this war, secure the release of the hostages held by Hamas, and alleviate the catastrophic humanitarian situation for Palestinians in Gaza. This Israeli government's decisions to expand its military operations in Gaza and severely restrict aid are unjustifiable, disproportionate, and counterproductive. We are appalled that this council once again stands immobilized in the face of mass suffering, atrocity, and unfold tragedy. This will remain not only a moral stain on the conscience of this council, but a fateful moment of political abdication that will reverberate for generations. Die Chinese ambassadeur in die VN, Fu Kong, het diep kommer uitgespreek oor die humanitêre toestand in Gaza. Hy beskuldig die VSA van misbruik van die veto-reg, wat volgens hom Gaza-inwoners se bietjie hoop uitdoof en hulle opnuut in die duisternis laat. Die Palestynse gesant het Israel weer beskuldig van oorlogsmisdade. Die Israeliese afgevaardigde het die VSA bedank vir sy volgehoue steun. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy het 'n reisverbod op 12 lande ingestel om die gemors skoon te maak wat die voormalige president Joe Biden gelaat het. Vanaf 9 Junie sal burgers van Afghanistan, Jemen en Iran in die Midde-Ooste, Myanmar en Haiti en die van 7 Afrika-lande soos Somalië, Sudan en Libië nie tot die VSA toegelaat word nie. Trump sê die verbod kan nie gou genoeg ingestel word nie. Gedeeltelike beperkings is ook op 7 ander lande ingestel. Trump het spesifiek na die afgelope naweek se aanval in Colorado verwys, wat op 'n pro-Israel optog gemik was. Egipte is egter nie op die lys nie, hoewel die Balderbrand bomaanvaller 'n Egiptiese burger is. President Cyril Ramaphosa is van die duisende mense wat steeds boodskappe van eerbetoon stuur na die dood van Rashid Lombard. Ramaphosa sê die kulturele aktivis en kreatiewe visionêr het ongekende sukses behaal met sy liefde vir die diversiteit en energie van Suid-Afrika. As 'n bekende fotograaf tydens en na apartheid het Lombard ook die Kaapstad Internasionale Jazzfees op die been gebring. Familie en vriende het by die familie se huis in Kaapstad afskeid geneem. Hoewel hy baie vermag het in sy leeftyd, was Lombard geliefd en alom bekend as Rashid. Tydens die struggle het hy die stryd om vryheid as fotograaf vir internasionale mediamaatskappye vasgevang. Sy lens was altyd gereed om die mees sensitiewe oomblikke te verewig. Baie beskou hom as vriend, mentor, samewerker en soms ook die stil spulpunt in die storm. Hy was so daar dat hy laat geen donker gat agter nie. Hy laat 'n lewende herinnering, nie net in sy kinders nie, maar in ons almal. In welke mate die stryd voortgaan tot ons die Suid-Afrika bereik waarvoor hy gestry het en waarvoor hy gesterf het en waarvoor hy gelewe het, sal Rashid die inspirerende, blywende teenwoordigheid bly in my hart en in die hart van elke Suid-Afrikaner wat hom geken het. Die Suid-Afrika wat hom nie ken nie, sal hom nog ontdek in ons lewende getuienis van wie en wat hy was. In die laat 90's kon hy uiteindelik werk maak van sy groot passie, jazz. Die nou onmisbare Kaapstad Internasionale Jazzfees was die gevolg van sy visie. My siel en myself sal glimlag om te dink hy het omgegee en tyd gemaak vir jong kunstenaars. Van 'n kind van 15 het hy altyd omgegee. Ek is nou 50 jaar oud en ek kan regtig sê hierdie man het my hand vasgehou in hierdie uitdagende beroep wat ek nie gekies het nie, wat vir my gekies het. En hy het altyd gesê droom, droom, droom. Lombard is begrawe in gevolge moslimgebruike. Baie het die janaza of begrafnis op kort kennisgewing bygewoon. Vir sy familie het Lombard 'n groot nalatenskap geskep. He definitely touched a lot of people. He contributed to
to the careers of a lot of people. He lit a lot of candles within the media space, but also within the cultural space through music, arts. So we remember him for that, fond memories. Die skraal Stilman se plek mag leeg wees, maar soos sy seun sê, die kersse wat hy aangesteek het, sal voortgaan om lig in die duister te bring. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Tyd nou vir die markaanwysers soos om 8 uur vanaand. Studente van die Universiteit Stellenbosch het 'n projek by die Tygerberg Hospitaal in Kaapstad begin om orgaanskenking meer doeltreffend te maak. Save 7 het klein begin, maar ontwikkel tot 'n volledig toegeruste, gespesialiseerde orgaanskenkingswaaksorgeenheid. Dit is 'n eerste in die land vir 'n staatshospitaal. Gretige jong mediese studente van Universiteit Stellenbosch het aandagtig geluister na hulle professore en personeel by die orgaanoorplantingseenheid van Tygerberg Hospitaal. Hulle het gou 'n eenvoudige oplossing vir 'n ernstige probleem gevind. Nou in hulle 5de studiejaar het hulle genoeg geld ingesamel deur samewerking en vennootskappe om te vestig wat nodig was. 'n Aparte, ten volle toegeruste ruimte om voor te berei vir orgaanoorplanting, maar ook om families van skenkers die geleentheid te gun om te rou. 18 maande later is die eerste Save 7 lewenskapsiele amptelik geopen. We don't have enough ICU space in a traditional ICU in order to handle brain dead donors when they arrive. And what this means is that the 7 people who would have been saved by one donor have to go and find another organ, and they often don't. And that's why we need rooms like this. We need space where they can be nursed, and we need space to give the families dignity during this process so that this miracle of transplantation can be unlocked. Because we have the medical resources, we have the surgeons, we have the nurses. We just needed the space. Die kamer is dan baie gemaklik vir ons om 'n volledige observasie te kan doen in ons eie spasie en dan ook vir die familie om vir hulle genoeg tyd te gee om afskeid te neem en dan ook ons vertroue te wen met die versorging van hulle familielid. Indien dit suksesvol is, sal daar met die leiding en bystand van organisasies soos die Gesondheidsstigting nog van die Save 7 lewenskapsieles by ander staatshospitale in die land ingerig word. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het dieselfde 54 spelers wat verlede maand 'n tweede beleidingskamp in Kaapstad bygewoon het, in sy oefengroep ingesluit voor die begin van die internasionale seisoen. Suid-Afrika kom op die 28ste van die maand teen die Barbarians in Kaapstad te staan. Die oefengroep sluit 31 rugby wêreldbekerspelers in en bestaan uit 30 voorspelers en 24 agterspelers. 9 spelers, waaronder die hakker Marnus van der Merwe en die stutte Netling Forsie en Asenati Ntlabakanye, het nog nie hulle buigings as Springbokke gemaak nie. Sommige spelers is egter nog betrokke by die Verenigde Rugby Kampioenskapstoernooi en Gallagher Premiership reeks en sal later by die groep aansluit. Die beskikbare spelers begin maandag in Johannesburg met hulle voorbereiding. En dis waar ons vanaand moet groet. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vir vannag sien ons daar is 'n 30% kans vir reën, vir motreën langs die noordoostelike dele van die land en dan is daar ook 'n 30% kans vir reën in die sentrale gedeeltes van die land, andersins mooi weer langs die Weskus en dan ook bewolkte toestande in die res van die land.
Vir môre is dit bewolk in groot dele van die land, 'n 30% kans vir reën steeds in die sentrale gedeeltes van die land. Dan is daar ook miskolle wat dan môreoggend verwag word langs die Ooskus en dan ook langs die Weskus. Vir vannag is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word langs die kus van KwaZulu-Natal. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 1 waarskuwing vir sterk wind wat verwag word langs die Weskus. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, Pretoria het 'n maksimum van 21, Johannesburg 5:19 en dan Carletonville 5:18. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien dit is koel in die provinsie. Phalaborwa maksimum van 25, Tzaneen 10:22 en dan Polokwane het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 20. In Mpumalanga, Skukuza bereik 'n maksimum van 26, Mashishing 26 en dan Standerton en Secunda het dan albei 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 19. KwaZulu-Natal baie mooi en sonnig in die provinsie. Richards Bay maksimum van 27, Ulundi 12:28 en dan Vryheid 'n minimum van 9. Ons volgende provinsie is dan Oos-Kaap. Ons sien reën word verwag in gedeeltes van die provinsie, andersins baie koel. Oos-London het dan 'n maksimum van 21, Willowmore 3:22 en dan Graafrenet 'n minimum van 1 en 'n maksimum van 23. In die Wes-Kaap sonnig in gedeeltes van die provinsie, Beaufort Wes 'n maksimum van 23 en dan George het 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 20. In Noord-Kaap koel in die provinsie, De Aar 10:21, Kimberley 'n maksimum van 23 en dan Kalvinia het dan 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 19. Vrystaat sonnig in Wepener, andersins enkele buie en donderbuie, Sasolburg 4:19, Welkom 6:21 en dan Bloemfontein het 'n maksimum van 20. Ten slotte Noordwes wat ons laaste provinsie is, Potchefstroom 6:21, Lichtenburg 'n maksimum van 20 en dan Mahikeng het 'n maksimum van 21. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.